Ek is Karalies en ek was 'n lid van die Laminators geweest. Ons het 'n Vloercrafts Challenge gedoen waar ons 5 ramme en 5 oeye gehad het en ons het vir hulle elke dag spesifieke hoeveelhede voer gegee en dit geweeg en uitgemeet en gemeng en dit was 'n trial geweest. So ons het elke een van die groepe het 'n verskillende ration gehad. Deur dit het party van ons het 'n hoër molasse inhoud gehad, party van ons het 'n hoër starch inhoud gehad en ja, dit ons maar net so gedoen. Ons was die groep wat geen lucerne in ons ration gehad het nie en baie molasse en deur die loop van die trial het ons lekker saam as 'n groep gewerk en ons het bietjie meer hands-on experience gehad met die skape en nie net die teorie daarvan geleer nie en dit was baie lekker om dit te beleef en ja, ek dink ons het definitief baie geleer uit hierdie Feedlot Challenge. Ons was die enigste groep gewees van die Feedlot Challenge wat nie regtig enrichment gehad het nie. Ons het meer gefokus op ons voer wat altyd, soos voerbakke wat altyd skoon is, ons water wat altyd skoon is en ons het eintlik so grappie gemaak want ons het 'n uitra student wat saam met ons hierdie semester in klas was. Dit het ons vir gesê sy kan ons groep soort van join, ons kom maar op voer en deel kan wees van die ondervinding en toe sê ons maar net, so sy is ons enrichment, ons foreigner enrichment en sy ja, het net baie liefde vir die skape gegee en ek dink dis ook hoekom ons skape ja, gelukkig was en net goed aangegaan het. Ja. Okay, so ek is Lise Lange, ek is 'n lid van die Vlokmasters Beautiful Creation groep en ons is vandag hier met ons die presentations gedoen terugvoer van Molatech oor die voer wat ons moes proef. So ja. Okay, so ons het Skadinet gebruik om soos net vir 'n bietjie meer skaduwee te gee dat hulle nie heeldag in die son gestaan het nie en ons het gesien dat dit wel gehelp het met die average daily gain om die heat stress weer minder te maak op hulle. So ons het vir hulle gymballe gegee om mee te speel, bietjie vir enrichment en met die 1 uur wat ons baie kontak mee gehad het en sy was baie interactive, het ons gesien dat sy van die oeye die grootste average daily gain en die meeste uitgeslag het en sy was die tweede grootste van al ons skape wat ons gehad het. Vandag het ons bietjie kom present oor ons results wat ons gevind het in die Feedlot Challenge vir Molatech. So ons het vandag kom present van ons het die hoogste molasse content in ons voer, dit is 44%. En ons het toe op die conclusion gekom dat dit nie so effektief is soos wat ons gehoop het nie. So die diere eet baie van die molasses omdat dit baie lekker proe. En hulle groei verskriklik goed op dit, so hulle average daily gain is baie goed, maar ons het gesien dat hulle feed conversion ratio is ongelukkig swak. So hulle eet in ander woorde meer vir die hoeveelheid gewig wat hulle optel. It was nice to have this challenge because I actually got some exposure to practical work. I don't come from a farming background, but I was part of the ballistics group for this Feedlot Challenge. So we're the only group that had the rumen acidosis problem, and we believe it's due to the adaptation period wasn't being long enough. We feel like we're the only group with lucerne in the diet as opposed to molasses, which was what was experimented for. And how we basically try to go against it is we put more hay within our diets to just try to stimulate the rumen more to prevent loose feces, which seemed to help. In terms of the ewes, we had to actually mix it within their TMR because they were picky. So they basically would just eat the TMR and leave the mold hay behind, whereas the rams we could just put on top and they would eat that. As well as giving them some treatments like medications and stuff to try help them out. So we gave them Rumix,
gave them room mix sachet, half a sachet, gave them Ecobolic, gave them that, and then I can't remember the last one, to be honest with you. Can't remember how to say it. But yeah,